Ek gaan vir ons lees, Jesaja 6, as julle Bybels het, lees saam. Jesaja 6, in die sterfjaar van koning Josia, het ek my Here sien sit op 'n hoë en verhewe troon. Die somme van sy kleed het die tempel gevul. Serafs het bo hom gestaan, elkeen het 6 vlerke gehad. Met 2 vlerke het elkeen sy gesig bedek. Met 2 het hy sy voete bedek en met 2 kon hy vlieg. Hulle het na mekaar geroep en gesê, en luister hoe mooi is dit. Heilig, heilig, heilig is die Here, heerser oor alle magte. Die hele aarde is vol van sy heerlikheid. Die deurpenne in die drempel het gebewe van die geluid van die een wat roep. Die tempel het vol rook geword. Ek het gesê, wee my, want ek is verlore. Want ek is 'n mens met onrein lippe. En by 'n volk met onrein lippe woon ek. Ja, my oë het die koning gesien. Die Here, heerser oor alle magte. En dan, een van die serafs het na my toe gevlieg met 'n gloeiende kool by hom, wat hy met 'n tang van die altaar afgeneem word. Hy het my mond aangeraak en gesê, kyk, ek het jou lippe aangeraak, jou sondeskuld het gewyk, daar is vir jou sonde versoening gedoen. Toe hoor ek die stem van my Heer wat sê, wie sal ek stuur? En wie sal vir ons gaan? Ek sê toe, hier is ek, stuur my. Hier is ek, stuur my. Kom ons al net asem, kom ons raak dit bewus, ons is op God se heilige grond. Here het in die alwysheid engele geskep met 6 vlerke. Ons weet nie verskillende tipes engele, maar hierdie spesifieke engele wat voor U is, sodat 2 hulle gesig kan toemaak, 2 hulle voete kan toemaak, en 2 hulle in staat stel om hulle werk te doen, om te beweeg, sodat hulle opdragte kan uitvoer. Here, en dan maak U mense. En ons sondig teen U. En ons is verwant genoeg om te dink, ons kan iets doen. Ons kan iets doen om in die teenwoordigheid te mag wees. Ons is verwant genoeg om te dink, my goeie werkie, my geldjie wat ek gee, my bid wat ek doen, my gebed wat ek, my boek wat ek lees, my kan enigstens op 'n skaal gesit word om geweeg te word en ons goed genoeg te maak vir U. Nee, Here, net U en U alleen kan ons in staat stel om nou hierdie gebed te bid. Net deur U middelaarswerk alleen kan ons trane oor ons gebed goed genoeg wees vir U. As ons trane het U middelaarswerk nodig, Here, ons loof U en ons prys U dat dit waar is van ons. Ons loof U vir daai middelaarswerk. Ons bid, Here, kom breek nou hierdie teks oop ten spyte van die swakheid van die prediker. Help ons om te glo. Ons het geloof, Here, gee ons meer geloof. Ons wil luister, Here, help ons om te luister. Ons het U nodig, Here, ons bid dit in Jesus naam. Amen. Luister, hierdie is haar kerk, hierdie is haar gesin, so laat sy plan niemand ontspan. So Jesaja leef en hy doen dinge, en dan kry hy hierdie visioen. God roep hom as profeet, God trek hom nader, en hy sien iets, hy sien ietsie wat Johannes gesien het, hy sien ietsie wat ek glo Paulus gesien het, hy sien ietsie wat min mense sien, hierdie kant van die hemel. En dit is iets van wat in die hemel aangaan. Dis iets van
van God se grootheid, dis iets van God se almag, dis iets van God se heerlikheid. En hy sien dit en hy beskryf wat hy sien. Maar dit is ook 'n groot oomblik in sy lewe, is 'n groot oomblik in sy volk se lewe. En hoekom ek dit sê is daai eerste versie in die sterfjaar van koning Josia. Nou koning Josia is 'n groot figuur wat baie min oor gesê word, maar hy kan vergelyk word met Dawid en Salomo en daai ouens, want Josia was 'n ou gewees wat vir 52 jaar geregeer het. Vir 52 jaar het hy geregeer en hy het goed geregeer. Hy was 'n man gewees wat God gesoek het, hy was 'n man gewees wat geleef het voor die Here, hy was 'n man gewees wat regtig probeer het. Alhoewel hy vol sonde was, het hy probeer doen wat die Here van hom vra. So hy het die volk goed gelei, hy was lief vir die Here, hy was lief vir sy volk, en hy het die dinge reg probeer doen. En God het hom 'n lang lewe, 'n lang regeringstydperk gegee as koning. En Jesaja het opgetree in hierdie tyd. En dan sien ons dat en ons kan onsself indink dat Jesaja as knegt van die Here nou bekommerd was. Dat Jesaja as knegt van die Here begin wonder het, maar wat nou? Josia is dood, wat gaan volgende gebeur? En dat hy met sy oor by God was. Dat hy met sy oor by God was en dat hy smeekend was voor die Here. Ons kan onsself indink, in hom was daar 'n worstelstryd van hoe lei ons hierdie volk? Wat moet gebeur? Wat gaan nou gebeur? Want daar was ander konings wat sleg gedoen het, wat nie goed gedoen het nie. En Jesaja, die boek Jesaja is vir die suidryk. So net vir die van nie weet nie, in hierdie tyd het Israel al geskeur in 2 ryke, die Noordryk. Dis die 10 stamme, dis die ouens wat al 2 het afgedwaal van die Here af, maar dis die ouens wat uiteindelik weggeraak het. En dan die suidryk, uit wie ons Here Jesus Christus gebore was. En Jesaja was profeet gewees vir die suidryk. God stuur hom vir die ouens in die suide om te sê, luister, hier's iets aan die kom. En daar iets aan die kom is uit die ryk van Dawid, soos geprofeteer is in 2 Samuel 7. Soos geopenbaar is aan Dawid, dat sy ryk altyd gaan bestaan. Maar julle moet tot inkeer kom. Julle moet tot inkeer kom en hierdie nood waarin julle is nie vir ewig nie. God het julle nie vergeet nie, want dis die groot vraag wat Jesaja antwoord is, het God sy beloftes vergeet? Dis hoekom ek wil begin waar ek nou begin, en nie Jesaja 9 preek, wat pragtig is nie. Maar dis waar ek nou wil begin, want as ons hierdie verstaan, gaan ons Jesaja 9 beter verstaan. So koning Josia is dood, en hy het bidend voor die Here, en wat sien hy? Ek het my Heer, sien hoe maak ek dit persoonlik, ek het my Heer gesien, vers 1. Waar het hy hom gesien? Op 'n hoë en verhewe troon. En dit stel die tempo, dit stel die visie van die hele Jesaja, stel dit net, hierdie woorde, my Heer, hoë en verhewe troon. Josia, goeie koning, man van God, hoop was op hom, hy's dood. Hoe sê die psalmdigter, moet nie op prinse vertrou nie, by wie niemand rus kan vind. Geen mens, geen profeet, geen koning, geen regering, nie jou pa nie, nie jou ma nie, niemand niks, nie jou skool of niemand gaan vir jou rus kan gee nie, net God. En hier stel God, hier sien hy God as teenoor tydelike regering. Ewige regering, ewige koning, hoë en verhewe, teenoor die tydelike, Josia, wat gesterf het. Hy is die verhewe troon. En dan so mooi, die some van sy kleed het die tempel gevul. Die some van sy kleed het die tempel gevul. Nou, Oshal en Oshal hulle, Shal van der Walt het gister getrou. Ons nou 4 troues, nou kort gehad in ons gemeente. Maar hulle het gister getrou en haar soom, die rok wat agterna kom, het so pragtig gewees in hierdie bruid stap. Maar sy is soos hierdie veeverhaal troue gewees.
En soos hy stap is die kleed agter en dis wat hy sien. Hy sien die koning se kleed wat hang. Maar dis nie net 'n kleed nie, hy vul die hele plek. Met ander woorde, sy daar wees, sy heerlikheid, sy skoonheid, sy pragt vul die hele vertrek wat hy sien. Dit omvou alles. Hy probeer in beeldspraak probeer hy wys wat hy sien. Soos dis hierdie ongelooflike gesig wat hy sien. Maar dan sien hy engele. Hy sien serafs. En hierdie serafs is voor die Here. En so die kleed is gevul, dis 'n troon bo alle trone. Dis hierdie God wat bo alles is hierdie koning van die konings. En dan sien hy hierdie figure wat hom dien. Hierdie figure wat hom prys. Hierdie wonderlike gebeurtenis, hierdie engele, hierdie seraf soos hy dit noem. En hy beskryf dit so. Elkeen het 6 vlerke gehad. 2 wat sy gesig bedek, hulle gesigte bedek, 2 wat hulle voete bedek, en 2 wat maak dat hulle kan rondvlieg. So die 2 wat die gesig bedek, is sodat hulle nie direk God se heerlikheid kan sien. Want dit is te veel vir 'n geskape wese. Hy's te groot, hy's te rein, hy's te heilig. En ons moet onthou, hierdie engele het nie, soos ons as mens, nodig om eers deur ons Here Jesus Christus se middelaarswerk te gaan nie. Hulle mag voor God verskyn. En hulle gesigte is bedek. Dink net julle hierdie heerlike prent in wat hy sien. En dan die voete bedek. Nou voete is simbolies ook van onreinheid en nie goed genoeg om te doen wat ons moet doen nie. Toe Moses in die brandende bos voor ons Here Jesus staan, wat sê God vir hom? Trek jou skoene uit, want hierdie is heilige grond. Trek jou skoene uit, want hierdie is heilige grond. Hierdie is nou my teenwoordigheid. Jy kan nie net wees soos jy is nie. Jou voete moet wys. Jy is nie werd om te trap waar jy nou trap nie. Ek maak jou werd. En dis hoekom hulle voete toemaak. En nou sien Jesaja hierdie gesig. Hy sien die engele wat sy gesig toe is. Hy sien die engele wat sy voete toe is en hy raak vreesbevange. Hy sê, wee my. En as julle in julle Bybel sien, 2020 vertaling, my Bybel maak hom so anderster. So jy kan soms sien, hy's besig om te sing. Hy's besig om 'n klaaglied te sing. Hy ween voor die Here. Wat sê hy? Wee my, hoekom? Ek is verlore, ek is 'n mens, ek het onrein lippe. Ek is by 'n volk wat onrein is. Ek is tussen onrein mense. So, hy is onrein, hy's tussen onrein mense. Ek gaan nou doodgaan. Hoekom? Sy oë het die Here gesien. Die heerser oor alle magte. So hy besef hy is nie goed genoeg nie. Hy besef hy moet nou dood. Hy is te swak, hy is te sondig. Hy mag nie sien wat hy sien. En soos ons almal weet, 1 + 1 is 2, is dit in die geloofslewe is hy sien God, hy's onheilig, hy gaan sterf. Dis wat in sy kop aangaan. En dit maak dat hy wanhoopig voel. Dalk is jy so. Dalk is jy op 'n plek waar jy dink, ek is net te vol sonde hiervoor. Ek is net te sleg. Ek is net nie goed genoeg vir die kerk ding. Ek is net nie goed genoeg om Bybel te lees of te bid. Ek is net nie goed genoeg nie. Jy's reg.
Jy verdien ja. Jy verdien, soos Jesaja, om nou doodgestraf te word. Net die. Sonel en Renel dieselfde, ek dieselfde. Elke van ons hier verdien dit. Maar daar's meer. Luister wat doen die engel. Een van die sera's het toe na my toe gevlieg, met 'n gloeiende kool by hom, wat hy met 'n tang van die altaar afgeneem het. Hy het my mond aangeraak en gesê, kyk, ek het jou lippe aangeraak, jou sonde skuld het gewyk. Daar is vir jou sonde versoening gedoen. Daar is vir jou sonde versoening gedoen. Die altaar is waar die offers gebring was. Die altaar is waar die lam geslag was. Waar hy bloed opgevloei was. En hy kool is simbolies van skoon brand. Hy het hom op sy tong gesit en hy skoon gemaak. En die lam wat geslag is ons Here Jesus Christus wat aan die kruis gesterf het. Vir jou sonde. Vir klein Sonel en vir Renel se sonde. En hy het 'n belofte saam met dit gegee. Hy het belofte gegee in die Nuwe Testament wat sê, gaan lees Romeine, wat sê, hy het vir ons gesterf toe ons nog sondaars was. Het hy vir ons gesterf. Hy het gesê, as jy met die mond bely, met jou hart glo, gaan jy gered word. So ons wat hier is, vandag, as jy is vandag en jy sukkel om van pornografie af te kom, as jy hier is vandag en jy sukkel om van dwelms af te kom, jy sukkel om van wat ook al af te kom, as jy hier is vandag en jy het hierdie dinge in jou verlede gedoen wat net te swaar is vir jou, wat jou, as jy weer agterkom, dan dink jy daaraan. As jy hier is vandag en jy ken nog nie die Here nie, wil ek vir jou vra, lees weer hierdie gedeelte. Jesaja was voor God. En hy het gesê, ek is te swak hiervoor. Ek moet sterf. Ek moet sterf. Die man aan die kruis was voor God en al wat hy kon sê is, dink net aan my. Maar wie gee redding? Wie gee hoop? God. En ons Here Jesus Christus. Daai bloed wat gevloei het is vir jou. Is vir jou en vir jou kind. En hy sê vir ons in Handelinge 2 vers 39, ons wat glo, daai belofte is ook ons kinders se. So liewe ouer, as jy na jou kind kyk en jy dink ek is te sleg hiervoor. Ek kan nie eers self voor God kom. Hoe moet ek nog my kind grootmaak om by die Here uit te kom? Lees vers 39 van Handelinge 2. Hy het beloftes vir jou kind. Herinner God aan daai beloftes. Hou vas aan daai beloftes, want jy kan nie jou kind grootmaak om die Here te dien nie. Jy kan nie. En dis 'n hartseer ding wat in die gereformeerde kerke, susterskerke ontstaan het, en ek kom uit dit uit en ek is baie liefde vir hulle, en hier is nie maar die idee dat 'n ouer 'n doopbelofte aflê wat sê, ek gaan my kind grootmaak vir die Here. Wie dink jy is jy? Jy kan hom herinner daaraan. Jy kan eienaarskap neem as pa, jy kan as ma die kind vertel van die Here en in 'n plek skep, wat atmosfeer skep, wat hierdie geloof in kan groei. Jy kan al hierdie dinge doen, maar is net God wat kan red. Dis net God wat genade kan gee. Dis net God. Net God. Ons kan in genade en afhanklikheid die aan vashou. Ons kan in genade sê, Here, dankie. Here, ek het weer gesondag, vergewe my.
Ons kan vir ons kinders leer van hierdie genade. Ons kan vir ons kinders leer soos Jesaja en soos daai man aan die kruis en soos Paulus is ons te swak en te nietig, maar daai ietsie binne jou, daai vlammetjie binne jou wat jy voel brand. Daai vlammetjie binne jou wat sê maar is God nie dalk werklik nie. Dit kom van die Here af. Daai vlammetjie moet jy laat groei. Daai vlammetjie moet jy asem gee. Daai vlammetjie moet 'n vuur word wat alles verteer binne jou. Hou daaraan vas. Soos ons vandag 'n kind van die Here, dogter van die Here hoor sê, ek glo. Dan is dit omdat soos Jesaja en soos die man aan die kruis daar 'n Messias is. Bloed is wat gevloei het. En as ons die water oor die koppie sien, dan weet ons daai teken is ook hare, daai beloftes van God is ook hare. En hierdie kindjie kan nou al groot word soos 'n gelowige, kan nou al groot word met hierdie beloftes, kan nou al groot word en hoor, my kind, jy het droog gemaak, maar jy het nie teen mamma gesondig nie, jy het teen die Here gesondig. Kom tot bekering. God is lief vir jou. En eendag as hy soos haar mamma kan sê, ek glo, dan weet ons hierdie geloof het werklikheid geword. Dan weet ons is waar. Kom ons hou daaraan vas. En indien jy nog nie op so 'n plek is waar Sunel is nie en Renel is nie. Indien jy nog nie daar is nie. Indien jy nog voel soos ek 'n paar jaar terug gevoel het, is net nie ek is net nie goed genoeg hiervoor. Gaan bid na Jesaja 6 toe. Vra vir God die Heilige Gees om hom vir jou te openbaar. Vra vir ons Here Jesus Christus om vir jou te wys hy leef en ek gaan vir jou 'n brief gee, gaan. Hou daaraan vas. Leef dit. Hy leef. En vir ons wat hierdie goed weet, ons wat hierdie goed verstaan, hoe kan ons swyg? Hoe kan ons stil bly? Hoe kan ons nie meer van Sunel en Renel wil sien? Kyk Jesaja se reaksie. Wie sal ek stuur, vra die Here? Wie sal vir ons gaan? En Jesaja sê, hier's ek. Stuur my. Hier's ek, stuur my. Nou dalk is die stuur my vir jou Indië of Noord-Korea. Maar dalk is die stuur my vir jou hier in Pretoria. Want daar is baie van God se kudde wat rondloop sonder 'n gesin, sonder dit wat Sunel en Renel vandag ervaar. Daar's baie. So kom ons gaan haal hulle. Kom ons gaan soek. Kom ons bid saam. Driemaal heilige God, o Heer, ons loof U wat U almagtige God is. Ons loof U omdat U in beheer is en daar niks en niemand is wat ons uit U hand uit kan ruk nie. Ons loof U vir hierdie groot dag wat ons kan ervaar en ons loof U vir genade. Here, spreek, ons sal luister, stuur, ons sal gaan. Here, ons wil bid vir die van ons wat dalk hier sit vandag wat vir die eerste keer hierdie genade boodskap gehoor het. Ons wil bid, Here, wil U gee dat hierdie saadjie sal groei. Ons wil gee dat ons meer en meer van hierdie oomblikke sal kan beleef. Meer en meer kinders sien doop word, meer en meer sien hoe kinders van U belydenis van geloof af lê. Meer, Here, deur U genade en U genade alleen. Ons loof U en ons prys U voor. In Jesus naam. Amen. So dit is nou my voorreg om vir julle die formulier te lees van die belydenis en dat
as Sonel klaar belydenis afgelê het, gaan ons dan ook vir Renel doop. So liewe gemeente en vriende, God het in sy genade ons hier by mekaar geroep om getuies te wees van hierdie wonderlike gebeurtenis. Ons het Sonel in ons gemeente sien groei en in die geloof sien groei, wat sy vandag ook gaan bely. Ons lees in Handelinge 2 vers 39, wat God beloof het, is vir julle en julle kinders en vir almal wat daar ver is, vir almal wat die Here ons God na hom toe roep. Hierdie roepstem wat ons in die woord hoor en ook oral in die wêreld kan raak sien, het Sonel ook gehoor. In Jakobus 2 vers 18 lees ons, maar iemand kan dan miskien sê, die een het die geloof en die ander het die dade. Goed, wys dan vir my jou geloof wat sonder dade is, en ek sal jou my geloof wys uit my dade. Nadat die ouderlinge 'n pad saam met Sonel gestap het, en ons nou, as hy opstap, haar getuienis ook gaan sien, het ons dit goed gedink dat sy ook belydenis van geloof kan aflê. So, Sonel, vra vir jou om asseblief saam hier bo by my te kom staan, dan gaan ons die videoetjie kyk wat jy gemaak het, en dan gaan ek vir jou 'n paar vragies vra. Hallo, my naam is Sonel en dit is 'n groot voorreg om my geloof met julle te deel. Ek glo in God die Vader, God die Seun en die Heilige Gees. Ek glo in God die Vader omdat hy die skepper is van die hemel en aarde en omdat hy 'n liefdevolle Vader is wat vir ons sorg. Ek glo in God die Seun Jesus Christus omdat hy vir ons sondes gesterf het en weer opgestaan het. Hy is my verlosser en Here. Ek glo in die Heilige Gees omdat hy my troos, lei en help om in die waarheid te wandel. Hy woon in my en versterk my geloof. Ek bely my geloof in die drie-enige God soos die Bybel ons leer. Baie dankie. Ekskuus, ek het jou alleen gelos, ek moet net 'n persientjie gaan haal. So, jy staan nou hier voor die gemeente en voor God om jou geloof te bely. Ek gaan vir jou 5 vragies vra en as ek klaar gevra het, dan kan jy net vir ons antwoord. Ek het so 'n mikrofoon hier so vir jou. Ek kan hom so lank vashou as jy wil. Glo jy in die drie-enige God, Vader, Seun en Heilige Gees? Glo jy dat die Bybel die onfeilbare woord van God is, wat alles vir ons bevat om vir God te kan ken? Glo jy dat jy in sonde gebore is en daarom eintlik verlore mag wees, soos wat jy nou vertel het? Dat die Vader jou in sy genade alleen deur Jesus Christus met sy volmaakte offer aan die kruis gered het. En dat Christus terwyl hy vir ons plek gereed maak in die hemel, sy Gees aan jou geskenk het, wat jou in die geloof laat groei. Nommer 4, glo jy dat die kerk die gemeenskap van die gelowiges is, die liggaam van Christus op aarde, en sal jy saam met die gemeente groei in sy woord en die heilige sakramente saam met die gemeente gebruik, tot versterking van jou geloof en tot eer van sy naam. Glo jy dat jy saam met die gelowiges van alle tye is om die evangelie te verkondig? En sal jy jou gawes tot eer van God in die diens van die ander gebruik, in hierdie kerk, maar ook in alle terreine van die lewe, waar oral God jou roep? Wat is jou antwoord? Wonderlik. Dan is dit my voorreg om jou te sê welkom hier as belydende lid. Kom ons bid saam. Onze Vader wat in die hemel is, dankie dat Sonel haar geloof kan bely, dat ons dit kan deel en dat ons as gemeente kan groei. Waar sy al reeds soveel deel van ons gemeente is en dit kan doen om hier voor te kom staan, waar dit 'n uitdaging vir enige iemand is, maar dat haar geloof haar gelei het, dat U haar gelei het,
om dit vir die hele wêreld te kan verkondig. Dankie dat ons kan deel wees daarin. Dankie dat ons kan sien dat U 'n goeie God is en dat U in haar ook werk, en dat U Gees in haar werk. Help dat dit elke dag so kan wees in haar werk, in haar gesin, oral waar sy is, dat sy U woord kan verkondig, waar ook al sy kom. Dankie dat U haar seën, dankie dat U vir haar goed is, dankie dat ons kan deel wees daarvan. Amen. Goed. Nou gaan ons oor in die doopsformulier. Ha. Jy moet wag, jy moet die ander mense saambring nou eers. Asai. Omdat ons swak en sondig is en dikwels twyfel, het God in sy genade die tekens van die doop gegee om ons geloof te versterk. Hy het dit reeds met Abraham beloof met sy verbond en ons sien dit reg deur die hele Bybel. Hierdie verbond van genade was in die Ou Testament vir ons gegee met die tekens van die besnydenis en die Pasga, die Paasfees. Toe die Here Jesus Christus gekom het, het hy die verbond vernuwe en nuwe tekens vir ons gegee. Hy het vir ons die doop gegee in die plek van die besnydenis en die nagmaal in die plek van die Pasga. Die Here Jesus Christus het voor sy hemelvaart aan sy disippels gesê: "Aan my is alle mag gegee in die hemel en op aarde. Gaan daarom na al die nasies toe en maak die mense my disippels. Doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. En onthou, ek is by julle al die dae toe tot die volëinding van die wêreld." Die maak disippels en die doop is die tekens van ons geloof. Dit is deel van die verbond wat God met ons gegee het. Dit is deel hoe ons kan deel wees van die sigbare kerk en die onsigbare kerk. Elke verbond het twee kante. En daarom gaan ons net so 'n bietjie daarna ook kyk. God beloof vir ons dat hy ons God sal wees en ons aan hom gehoorsaam moet wees en hom dien. Die doop is 'n bevestiging dat hy van ons God is en sy vir ons deel van sy verbond insluit. Dat ons sy kinders aangeneem is en dat ons deel is van die seëninge van die verbond. Ons word almal as sondaars gebore en ons kan slegs die koninkryk van God ontvang as ons wedergebore is. Die doop is 'n teken van hierdie Die doop is 'n teken en verseker dat Jesus Christus dat ons sonde afgewas is deur sy bloed. Wat hy aan die kruis gestort het. Die doop met die water is 'n teken en waarborg van al hierdie beloftes. Deur sy Heilige Gees verseker hy ons in die doop daarvan dat hy in ons kom woon om ons lewens weer te regeer en nie te maak. Dit is 'n prentjie van Jesus se genade. Die doop is 'n beeld dat Jesus vir ons gesterf het en ons sondeskuld afgewas het. Ons gebed vandag is dat God in sy goeie tyd en wysheid vir Nel die bekering en die geloof wat haar doop simboliseer sal gee. God het vir Nel aan julle toevertrou. Dit is jou werk om in elke fase van haar groot word, haar aan te moedig om die evangelie te glo. Help haar verstaan dat Jesus van alles wat bestaan en elke millimeter van hierdie aarde sê, dit is myne. Ek het dit gemaak en ek hou dit elke dag in stand. Leer haar dat sy vuil is as gevolg van haar sonde en God se oordeel verdien, maar dat Jesus haar skuld ook afgewas het. Help haar sien dat al God se beloftes en opdragte reg, goed en goed is en dat dit altyd tot voordeel is om dit te onderhou. Bid saam met haar. Bid sonder ophou. Die deel is 'n teken
van deel word ook van geloofsgemeenskap. Wanneer jy vir Renel hierdie openbaar en in die teenwoordigheid doop, roep jy die plaaslike geloofsgemeenskap as bruid van Christus op, om getuie te wees. Om getuie te wees en deel te wees in die opdrag om Renel te disipel. Die gemeente het ook 'n deel aan hierdie opdrag en moet vir jou as ouer van Renel intree. In gebed en wanneer julle saam is en saam met jou werk, saam met jou dien, sodat as jy as verbond vir ouer, al hoe beter jou roeping teenoor Renel kan uitleef. So ek weet as ek nou net belydenis afgelê, maar ek gaan nog steeds vir jou vra of jy hierdie glo. As ek vir jou, nadat ek jou hierdie gevra het, kan jy vir my sê, dit is wat jy glo. Glo jy, glo jy ook, ons glo in God die Vader, wat ons lief genoeg gehad het, om sy seun te stuur, om vir ons te sterf. Ons vertrou in God die Seun, Jesus van Nasaret, wat 2000 jaar terug vir ons dood oorwin het, en tans regeer oor die heelal. Ons totale afhanklikheid van God en die Heilige Gees, wat ons in staat stel om te verstaan, tot inkeer te kom en meer soos Jesus te wees. Wat is jou antwoord? En vir julle gemeente, is julle bereid om Sonel te ondersteun en te herinner aan wat vandag hier gesê is, en sal julle vir Renel help om vir Jesus as haar koning en redder te leer ken. Nou sal ek vra of jy kan asseblief opkom en bring al jou mense saam. Renel Pinaar, ek doop jou in die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees. Amen. Kom ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel is, dankie dat ons hierdie wonderlike voorreg het om vir Sonel en Renel die deel te kan hê. En waar ons almal hier bo staan en kan trots wees, help dat ons kan bly wees dat dit U is wat dit gemaak het, dat dit U is wat in hulle harte gewerk het, sodat ons op hierdie punt kan kom. Ons wil U loof en prys daarvoor. Help ons as gemeente om ook hulle te ondersteun in hierdie pad vorentoe. Vir so 'n klein dogtertjie liefde te wys en te sê dat ons ook saam met haar sondig is, maar ons ook weet dat U ons gered het. Dankie vir hierdie wonderlike genade, dankie vir hierdie wonderlike geleentheid. Amen. Kom ons staan saam en dan sing ons verder. Sien jou en bewaar jou, skyn sy aangesig oor jou, mag hy genade bewys, die Here draai sy gesig na